Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dit is net genade dat U hierdie gemeente met soveel gesinne seën. En Here, al is dit nie honderde gesinne wat elke Sondag hier in die gemeente sit nie, is ons so dankbaar vir hulle elkeen en is ons so lief vir hulle elkeen. En ook vir al die kinders in NG Meyerspark. Ons besef dat hulle almal net geskenke vir ons is en ons is so dankbaar vir elkeen van hulle. En Here, dankie ook dat ons die voorreg gehad het om so lekker kamp te kon gehad het, waar ons mekaar beter kon leer ken en waar die gesinne ook baie kosbare en waardevolle tyd saam met mekaar en saam met U kon spandeer. Here, dankie dat ons hierdie geleentheid het om hiervoor dankie te kan sê en ook daarvan te kan getuig dat dit net genade uit U hand is en dat vandag se gesinsdiens ook net genade uit U hand is. Ons is dankbaar daarvoor en ons gee aan U alle eer daarvoor. Amen. Dankie Robert, ons soek net gou die regte woorde. Daar nie. Nee. 552. Nee. Okay, kan die voorsangers dit asseblief vir ons sing? Dankie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die Here, jou herder, jou verlosser en jou vriend. Genade en vrede vir jou. Amen. Kom ons staan en dan sing ons die loflied saam. Hier
Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, die hemelkoning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare hy geen woord plaas ons om sy naam. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, en die hemelkoning skenk ons sy genade. Julle kan net sit asseblief. Goed, terwyl ons wag vir die krag om hopelik aan te kom, is daar so 'n geleentheid vir offergawe. Goed, kom ons word stil. Hemelvader, dankie dat ons kan weet dat niks die werk van u Gees kan stuit nie. Dat geen ontwrigting of iets wat dalk verkeerd loop die heiligheid van hierdie oomblik kan versteur nie. En Here, hierdie oomblik is baie heilig omdat ons
klein mense iets vir U bring, die groot almagtige skepper van hemel en aarde. Here, dankie dat ons dit kan doen en dankie dat ons U op hierdie manier kan loof en prys. Maar Here, dankie dat dit nie net beperk is tot hierdie manier nie, maar dat ons ook met alles wat ons in ons lewens doen, dit vir U kan doen en U daardeur kan verheerlik. Ons bid dat U hierdie offergawe, maar ook ons elkeen volgens U wil in U koninkryk sal gebruik. Amen. Goed, en daarmee gee ek nou graag geleentheid vir julle om ook 'n bietjie te gesels en te hoor hoe dit met jou buurman of vrou gaan. Ons kan al hierdie lekker geselsies verder na die erediens in die saal voortsit. Die tee en koffie gaan nie hier buite wees nie, want dit is 'n bietjie nat. So tee en koffie en koekies sal na die tyd in die saal bedien word. As ons dan gou na die bassein kyk, is Derek nog steeds met verlof tot die 21ste November. En dan lyk die program vir die week basies dieselfde. Of 10 is daar 'n erediens by Wilgers Dinsdagoggend. Woensdag is daar Bybelstudie 9 uur hier by die kerk en direk daarna aksie omgee. En dan 11:15 Bybelstudie by Holloway-State. En dan donderdagoggend is daar van 10 uur tot 11:30 gebedsbyeenkoms hier in die kerkgebou en die tema is Kersfees, wat nou ook amper kom. Gepraat van Kersfees, wil ek almal ook net aan die Kersdiens herinner, wat volgende Sondag geskied, 4:15 hier in die kerkgebou. So volgende Sondag, 23 November, 4:15 in die kerkgebou. En dan kyk ons ook net na die voorbidingslys en net iets wat ek daar graag wil uitlig, is Tannie Marie Boysen. Ek dink dit is Marie en nie Marie nie, ek is nie seker nie. Maar sy het die afgelope week 'n beroerte gehad en ons dink ook net in die besonder aan haar en ons bid ook vir haar vir beterskap. En dan verder kan julle maar net gaan kyk wat agter op die bassein staan en dan sal ek graag nou ook net die verjaarsdagmaatjies vorentoe wil roep. Tannie Letty Nieuwoud wat môre verjaar, oom Frik Hansen wat Woensdag verjaar, Tannie Annetjie Koekemoer wat Donderdag verjaar en Riet wat ook môre verjaar. Tannie Poppie Maas verjaar Woensdag ook, maar sy het verskoning gemaak, sy sal nie hier kan wees nie. Ek sien nou nie vir Riet nie, is hier dalk enigiemand anders? Riet is nie hier nie, okay. Is hier dalk enigiemand anders? Nee. Goed, ek sal net vir almal Kerskans steek. Goeiemôre almal. Ek moet bieg, daai eerste liedjie wat nie daar was nie is my skuld, maar dan moet ek daarom daarby sê, die krag wat af is nie my skuld nie, want ek het nou net seker gemaak dit is selfs in Linwood af en ek kan nou regtig nie dit self bereik het nie, so dit is nie my skuld nie. Ek gaan nie nou die kinders vorentoe roep nie, hulle gaan 'n bietjie later vanoggend vorentoe kom. So ons gaan vanoggend eintlik maar met die deur in die huis inval met ons prediking. Ons gaan lees uit Markus 2 uit vanaf vers 23
En voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hier in die teenwoordigheid kan wees en dat ons weet, so seker soos wat die reën hier buite val is, U ook hier by ons. En so vra ons dat U ons bewus sal maak van U teenwoordigheid en U liefde vir ons. Help ons om as geloofsfamilie vanoggend U woord te hoor en dit nie net hier te hoor nie, maar dat dit regtig in ons harte sal groei, sodat ons dit sal kan uitdra in die wêreld waarin ons leef. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. Ek het eintlik nou vir julle gejok, want ek wil wees soos wat ek baie gereeld doen, voordat ek uit die Bybel lees vir julle 'n storie vertel. En hierdie storie kom eintlik ook so aan die hand van die video wat ons nou vir julle gewys het van die verhuurderskamp Ilse-Marie. Hierdie gesinskamp, maar dit kom van daar af, want daardie einste saal wat julle daar in die foto gesien het, is 'n saal waar ek ook baie kere as 'n tiener self gaan kamp het by Kruisrivier. En wanneer ons gaan kamp het ons so 'n bietjie van 'n tradisie gehad, waar ons die laaste aand, voordat ons huis toe gaan, het ons uitgeslip, en ek seker van die ouer mense daarvan geweet, maar dit het nie omgegee nie. En dan het ons die aand by mekaar gekom en ons het gedeurnag. En dit was gewoonlik so dat ons daar aan die einde van daardie kamp, die laaste oggend, het ons dan 'n erediens daar in die saal. Nou, die van julle wat weet hoe dit lyk as iemand vis vang, jy weet so nou, en dan trek jy aan jou stok om nou te sien, is daar iets wat gebyt het. Dit is hoe ons in daardie saal gesit het. Jy weet, jy sit daar en dan volgende oomblik val jy op so 'n bietjie aan, tel jy nou weer op. So, jy is 'n ander tipe moeg, van die kamp is ook heeltyd besig gewees. En as ons nou so praat van moegheid, dan is daar twee dinge in die lewe, en dit is 'n belangrike reël wat ek vir myself het. En dit is, jy maak nooit belangrike besluite of gaan doen inkopies as jy moeg of as jy honger is nie. Want dan maak mens nou nogal dwaase besluite. So moegheid en hongerte is iets wat eintlik baie fundamenteel van 'n mens is. Jy weet, jy moet kos hê en jy moet rus hê, anders kan jy nie funksioneer nie. En so gaan ons dan vanoggend uit Markus 2 uitlees vanaf vers 23 en ons gaan kyk hoe kom hierdie ook by dit uit. Een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen die gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afblik. Die Fariseërs sê vir hom: "Kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbat gedoen mag word nie?" Hy sê vir hulle: "Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne nie kos gehad het en nie honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoëpriester Abjatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anderste as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee." Jesus het verder vir hulle gesê: "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat." Ons lees dit so ver. Hierdie gedeelte in Markus vanaf hoofstuk 2 tot aan die begin van hoofstuk 3 vorm deel van 'n paar strydgesprekke wat Jesus met die Joodse skrifgeleerdes het. En hierdie is net so voor die klimaks waar Jesus se disippels besig is om koringare te pluk en te eet soos wat hulle loop, want hulle is honger. En dan net na hierdie gedeelte genees Jesus ook iemand op die Sabbatdag. So dan is dit nog 'n verdere gruwel in die oë van die skrifgeleerdes. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, is ons besig met twee eintlik verskillende interpretasies van wat die Sabbatdag is. Aan die een kant het jy die Joodse skrifgeleerdes wat eintlik reëls bo op reëls begin maak het. So, hulle het die Sabbatdag geheilig, soos wat daar in die Bybel staan. Hulle het gesê, die Sabbatdag is 'n heilige dag, maar hulle het besluit, dit is nie genoeg nie. Ons moet verdere reëls maak en sê, maar watter dinge mag ons nie op die Sabbat doen nie? En een van daardie dinge sou wees om koring te oes. Hulle het 'n lys van aktiwiteite gehad wat eintlik verbode is.
wat nie in die Ou Testament self gestaan het nie, maar wat hulle eintlik bygevoeg het om hulle self verder te beskerm, dat hulle tog net die Sabbatdag moet heilig. Vir hulle was dit 'n baie wettiese ding gewees. Dis nie so vreemd in ons eie kultuur om daaraan te dink nie. Hoeveel gesprekke het julle al gehoor oor, maar jy mag nie op 'n Sondag werk nie. En hoe groot moeilikheid was dit net nie toe winkels oop begin maak het op 'n Sondag nie. Nou het hulle daar toe alles toe was op 'n Sondag. En hoe jy na mense kyk wat wel op 'n Sondag werk. Of dalk jou kinders in die moeilikheid laat kom het omdat hulle huiswerk nie Saterdag gedoen het nie, maar nou Sondag aand wil sit en dit doen. So hulle het hierdie heeltemal 'n wettiese verstaan gehad van God se wet. Daarteenoor kom Jesus en hy bring iets van 'n menslikheid in rondom die Sabbat, maar eintlik rondom die hele wet van God. Jesus gebruik die ander voorbeeld buite moeg wees, gebruik hy die voorbeeld van hongerte van Dawid en sy manne wat ingegaan het en brood geëet het wat nie deur hulle mag geëet geword het nie. Hulle was as onrein gesien en tog gaan hulle daarin en ontheilig die tempel deur van daardie brood te eet. En so sê Jesus, maar hulle het nie verkeerd gedoen nie. Dit was reg gewees. En daarom gaan Jesus verder en hy maak 'n baie radikale stelling. Hy sê vir die skrifgeleerdes, maar die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. En so draai hy daardie hele stelsel op sy kop. Waar die skrifgeleerdes hierdie idee gehad het dat die wet eintlik hier een kan staan en ons dit ten alle koste moet onderhou, want dit is hoe ons dan 'n goeie verhouding met God kan hê, deur net die wet te onderhou en reg te leef. En Jesus kom en hy sê, maar dit moet 'n regte verhouding wees. God gee vir die mens die Sabbat as 'n geskenk, sodat hulle goed kan leef, sodat hulle voluit kan leef. Hy ken die mens wat hy gemaak het, en hy weet dat die mens rus nodig het. Maar so ook weet hy dat die mens kos nodig het. Herinner julle, moenie inkopies doen as jy honger of moeg is nie. En in hierdie geval help dit nie jy rus op die Sabbat terwyl jou maag heeltemal leeg is nie, want dan rus jy nie, dan oorleef jy skaars. So Jesus probeer sê, as jy regtig honger is, dan maak dit meer saak as wat jy nou rus. Want die Sabbatdag is gemaak sodat die mens kan rus. Nie sodat jy skielik net alles op sy moet sit as gevolg van een of ander vreemde wet nie. En so sê Jesus dan, maar wat my disippels gedoen het, was nie verkeerd nie. Inteendeel, dit is heeltemal aanvaarbaar. En wat Dawid gedoen het, was ook nie verkeerd gewees nie. Waarskynlik het hierdie die Fariseërs redelik ontstel toe hulle dit gehoor het. Maar wanneer ons dan hieruit lees, dan moet ons besef, hierdie gedeelte is net so relevant vir ons vandag. Want ons lewe, so ek wil nie eintlik praat oor die wettiese aspek van die Sabbatdag en hoe ons die Sabbat moet sien nie. Ek wil eintlik praat oor hoe belangrik die Sabbat is. Want dit is baie maklik om hierdie gedeelte te lees en te dink, maar ons kan dan mos doen wat ons wil. Ons hoef nie te rus as ons nie wil rus nie. Hierdie gedeelte sê ons die Sabbat vir die mens, en as ek as mens dit nie nodig het nie, hoekom sal ek die Sabbatdag heilig? So hierdie gedeelte kan maklik geïnterpreteer word asof dit die Sabbatdag bietjie onheilig. Maar as mens mooi tussen die lyne lees, dan moet ons eintlik besef, Jesus kom sê hier, die Sabbatdag is 'n geskenk wat ek vir my kinders gee. En dit is nie 'n geskenk soos 'n begeerte wat jy het om 'n nuwe speelding te kry nie. Dit is 'n geskenk wat jou absolute behoefte as mens kom aanspreek. Waar God sien, maar jy het rus nodig. En dit kom 'n lang pad, as ons dink aan die Israeliete toe hulle in Egipte was, het hulle dag in dag uitgewerk as slawe, en hulle was uitgeteer en hulle was moeg. En God het net besef, my mense het rus nodig. Anders kan hulle nie funksioneer nie. En dit is maklik as ek dit nou sê in 'n Bybelse konteks, maar wat gebeur as ons van ons eie kultuur vandag praat? En juist miskien in hierdie tyd van die jaar, want al die gesprekke wat ek deesdae het, is oor hoe besig almal nou is oor hoe uitgebrand almal voel. Ek het in die week met 'n kollega gepraat wat gesê het, hulle dwing haar nou om verlof te vat.
want sy het nie verlof die jaar gevat nie, maar dan volg sy dit op deur te sê, maar sy dink sy gaan nog steeds in haar verlof werk, en soveel wat gedoen moet word. En dit wat ek nou sê, ek sien nou die reaksie daarom hierso, maar ek seker hier's 'n paar reaksies hier binne, want ek weet, dit is hoe elkeen van ons praat. Elkeen van ons het daardie stem in ons wat sê, maar daar's nog wat gedoen moet word. Ek kan nie nou rus nie. En die waarheid is, as jy so oor die lewe gaan dink, dan gaan jy nooit genoeg doen nie. Dan gaan daar nog altyd iets meer wees vir jou hande om te doen. En so ploeter ons net voort en ons raak net meer uitgeteer en meer moeg en ons weet nie wat ek kan doen nie. En dan mis ons dat God baie duidelik van die begin van tyd af vir ons gesê het, maar die 7de dag gee ek as 'n rusdag. Ek stel dit in, sodat jy net bietjie kan terugtreë uit jou besig wees uit. Sodat jy ten minste vir net 'n 24 uur periode in die week nie oor werk dink nie oor verantwoordelikhede dink nie probleme in jou lewe of in jou familie of jou gesin op moet los nie, maar net moet rus in God se teenwoordigheid. Daar's 'n boek wat ek lees deur Piet Scazzero waar hy bietjie praat oor die konsep van Sabbatdag. En hy gebruik 'n fantastiese beeld om iets van die belangrikheid van die Sabbat vas te vang. Hy vertel van Alaska in Amerika, waar daar dikwels baie lelike sneeustorms sal uitbreek. En hierdie sneeustorms is van so 'n aard dat jy absoluut niks voor jou en rondom jou kan sien nie. En wat die mense daar doen, is hulle maak 'n tou vas van die binnekant van die huis af, reg deur na hulle skure toe die boere, en dan maak hulle 'n tou aan daai kant vas, sodat as hulle moet uitgaan, is daar 'n tou waarna hulle kan vashou en so kan loop waar hulle nodig het om te wees. En wanneer hulle daardie tou verloor of nie daai tou het nie, gebeur dit letterlik dat mense in hulle eie agtererf verdwaal en sterf, terwyl hulle meters weg van hulle voordeur af is. En wat hy dan sê is, die Sabbat en die rus wat God vir ons gee, is soos daardie tou in 'n stormagtige wêreld waar jy niks rondom jou kan sien nie. God gee vir ons hierdie lewenslyn, sodat ons nie in die storm van uitbranding ons menslikheid verloor nie. Sodat ons nie in die storm van uitbranding nie meer lief kan wees vir die mense rondom ons nie. Nie meer eers kan voel wat dit is om emosie te voel nie. Dat ons so afgestomp kan raak, dat ons eintlik maar net deur die lewe gaan, asof ons van niks bewus is nie. Ons ploeter maar net voort. En dit is 'n radikale stelling, maar ek wil dit tog sê. Ons kultuur van besig wees, is besig om te maak dat ons as mense in ons eie agtererf besig is om dood te gaan, want ons weet nie hoe om by die voordeur of by die skuur uit te kom nie. Dit is asof ons net vergeet het, hierdie tou is daar, en ons gee nie om daaroor nie. So wanneer ons dan oor die geskenk van die Sabbat praat, en ek wil dalk spesifiseer, as ek praat oor die Sabbat, hoef dit nie noodwendig 'n Sondag te wees, of 'n Saterdag nie. Want daai argument het julle ook al baie gehoor, maar wat van die mense wat op 'n Sondag werk? Hoe maak hulle, is dit verkeerd, is dit reg? Maar dan is ons weer besig om dit in iets wetties te verander. Dan is ons weer besig om van die Sabbat iets te maak, wat nie vir die mens is nie, maar iets wat die mens moet onderhou. In werklikheid sê God eintlik vir ons, dit is nodig dat jy 'n tree moet teruggee in jou lewe. Dit is nodig dat jy ten minste een dag in die week nie moet werk nie. Dat jy ten minste een dag in die week iets moet doen wat jou siel verfris. En ja, 'n Sondagoggend is deel daarvan, om hier te kan kom sit en die woord van die Here te hoor. Maar dit help nie, ons kom sit hier vir 'n uur, praat dalk vir 'n halfuur, maar dan gaan ons maar net weer in ons kultuur van besig wees in nie. Dan gaan sit ons maar net weer by die huis, en dan probeer ons weer kyk, maar wat moet ek nou hier doen? En vandag is ons katekese afsluiting, en ek wil iets daar sê, en ek het so terug, ook uit Matteus hieroor gepreek, maar die sleg wat hier gebeur is, ons as volwassenes besef, dat hierdie spoed waarteen ons lewe nie volhoubaar is nie. Ons besef dat ons besig is om uit te brand. Ons sien hoe die mense rondom ons meer angstig en meer depressief en meer mistroostig raak.
En wat doen ons? Eerder as om ons lewenstyl te verander, begin ons kinders se lewenstyl ook so te maak, van kleins af. Skielik moet hulle ook in alles kompeterend wees. Skielik moet hulle ook aan alles deelneem. Skielik moet hulle beter wees as daai maatjie en daai maatjie. Hoe kan ons aan ons eie lywe voel hoe uitgeteer ons raak en dan tog nie meer toelaat dat ons kinders net kinders wees nie? En die vraag is, watter voorbeeld wys ons as grootouers en as ouers vir ons kinders? Want jy kan vir jou kinders sê, dis belangrik om te rus, maar sien hulle ooit hoe jy is? Sien hulle ooit hoe jy die lewe stadiger leef? As jou kinders of kleinkinders by jou kom kuier, is jy heeltyd bedrywig, is jy heeltyd besig om vir hulle koekies te bak, is jy heeltyd besig om seker te maak hulle hande bly besig, of sit jy soms net saam met hulle? Geniet julle net mekaar se teenwoordigheid? Kan julle net saam wees in God se teenwoordigheid? Hoe gereeld sit jy op 'n Sondagoggend hier en begin jou gedagtes dwaal na alles wat jy dalk na kerk moet doen? Of oor die besige goed wat jy in die oggend voor die tyd gehad het, wat maak dat jy eers 'n halfuur in die diens en eintlik hier is? Hoe gereeld rus jy? Hou jy aan hierdie tou vas wat die Here vir jou gee? Of loop jy maar blindelings rond en sê, ag maar as Desember kom, dan is lekker is? 11 maande is 'n baie lang tyd om vir 1 maand, of dalk 'n halwe maand, se rus te wag en te sê, dit is nou genoeg. Ons moet ritmes van rus in ons lewe hê. Dit is 'n geskenk van God af om te sê, jy mag maar rus. Ek wil hê jy moet rus. Jy gaan nie jou saligheid by my verdien nie. En maak nie saak hoe baie jy doen nie, jy gaan nog steeds nie goed genoeg wees in die wêreld se oë nie. So kom rus net by my. Ek het jou nie gemaak sodat jy my wette kan onderhou nie. Ek het vir jou hierdie wette gegee, insluitend die Sabbat, sodat dit jou kan onderhou. Sodat jy mag leef. Sodat jy ten volle mens kan wees, ten volle kan opdaag by jou familie, by jou werk, waar ook al jy kom. Sodat jy nie 'n leedop van jouself hoef te wees nie. En dis baie moeilik, dis maklik vir my om nou hierdie te sê, maar ek val self skuldig aan hierdie dinge. Wanneer ek myself weer kry, is ek ook maar net weer besig om te werk. Of as ek nie werk nie, dan hou ek myself die hele tyd besig, en my gedagtes is nooit stil nie. Ek het so, dink is nou so 2 weke terug, die een dag net besluit, om net buite te gaan sit, sonder enige tegnologie, sonder enigiets wat ek lees, sonder enigiets wat ek doen. En daar iets verbasend by my gebeur. Skielik het my gedagtes stiller geword, en ek het besef, maar my liggaam en my brein en alles hinker na hierdie stilte. Dit is amper asof ek bedwelmd raak deur hierdie stilte, want ek is so uitgehonger vir dit. My brein is so besig om heeltyd aan die gang te wees. En 'n Sabbatsrus is nie net daar om nie te werk nie. Dit is ook daar om nie oor werk te dink nie. Dit is nie die dag wat jy beplan oor wat in die week moet gebeur nie. Dit is nie die dag wat jy alles in orde kry voordat die week begin nie. Dit is nie die dag wat jy skorrelgoed en wasgoed was, sodat jy in die week nie daar hoef te worry nie. Dit is 'n dag wat jy stil word voor God. Of jy wil gaan stap, of jy net in jou tuin wil sit, wat ook al dit is, dit vir jou goed. Jy moet dinge doen wat vir jou energie gee, wat vir jou lewe gee. En so kan jy dan ook vir jou kinders en jou kleinkinders 'n voorbeeld begin wees van hoe 'n lewensritme lyk wat jou nie uitbrand nie. Van hoe 'n lewensritme lyk waar jy kan opstaan in die oggend en kan sien vir die dag wat kom. Waar jy 'n dag kan rus en sê, maar nou is ek reg vir hierdie week, want my batterye is herlaai. Want die grootste vyand van ons as mens in vandag se leeftyd is ons verslawing aan besig wees. En dit is letterlik 'n verslawing, want probeer ophou besig wees, kyk wat gebeur met jou.
Kyk hoe vinnig begin jou gedagtes weer hardloop na iets om te doen. Want in daai stil word, skielik besef jy hoe moeg jy is. Besef jy hoe gespanne jy is, hoe seer jou lyf is. En dan soek jy vir enigiets wat jou aandag daarvan kan aftrek. Maar so wil ek hê, julle moet vandag hierdie woorde hoor van Jesus wanneer hy sê, die Sabbat is vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. En as rus goed genoeg is vir die Here, toe hy die hemel en die aarde gemaak het, wie dink ons is ons om te dink, ons kan maar net aan. Hoe arrogant is ons om te dink, ek kan maar net werk. Ek moet maar net anders so maak, so sal ek ook die Here vereer met my besig wees. Maar wat as ek vandag vir jou sê, die Here vra dat jy hom vereer deur jou stil wees. Dat jy hom vereer deur te rus in sy teenwoordigheid. Want ons iets radikaal aan die Sabbatdag. Dit is 'n dag wanneer jy sê, ek het geen beheer oor my lewe nie. Ek het geen beheer oor die uitkoms van enigiets rondom my nie. En so gee ek vir die Here daardie beheer, want dit is in elk geval syne. Die Sabbatdag is 'n dag waar jy sê, Here, ek vertrou my lewe toe aan U. Want as dit in my eie hande is, dan gaan ek in elk geval nie baie ver kom nie. Dit is 'n dag waar ek aan myself erken, dat ek nie so belangrik is, soos wat ek dink nie. En ek beloof jy gaan dit agterkom. Elke liewe een van julle wat vandag hier sit, insluitend ek, is nie so belangrik, dat ons vir 24 uur niks kan doen, en die wêreld gaan skielik ophou draai nie. Jy mag rus, want die wêreld draai nie rondom jou nie. Dis nie jou werk om seker te maak, alles bly aan die gang nie. Dis die Here wat dit doen. Ek beloof jou, in 'n 24 uur tydperk, gaan jou familie nog steeds bestaan, gaan jou werk nog steeds bestaan, gaan jou besigheid nie in duie stort, omdat jy nie daar is om te kyk of alles reg loop nie. En ek beloof jou, na 24 uur gaan nog steeds wasgoed ook wees, en skottelgoed. Maar dit weet julle, waarvan is ek oortuig, want dit is altyd daar. Maar wat ek vandag probeer sê is, dit is 'n opdrag van die Here, dat ons moet rus. En dit is 'n opdrag, maar dit is ook 'n geskenk. 'n Geskenk wat hy verniet vir ons kom gee, om te sê, kom rus net by my. Ek soek jou hier. Kom soos Maria en sit net by my voete, eerder as wat jy rondskarrel met al jou menslike dinge, en al jou menslike bekommernisse. Ek wil graag 'n geleentheid gee om stil te word vanoggend. En na die stilte gaan ons saam 'n lied sing. En dan gaan ons iets spesiaal ook doen. Maar kom ons word vir 'n oomblik stil. Moenie nou enigiets aan die Here opdra nie. Moenie vir hom enigiets vra, moenie enige versoeke op die tafel neersit nie. Moenie sê ek is bekommerd oor hierdie nie. Voel net wat dit is om in sy teenwoordigheid te wees. Want hy is hier by jou. En hy is in beheer. Kom ons word stil. Hemelse Vader, ons kom rus in U teenwoordigheid. Ons kom rus in die wete dat U by ons is, dat U vir ons lief is. Ons kom sê vir U so opreg dankie vir die geskenk van rus. En so kom bely ons ook dat ons dikwels hierdie geskenk van die hand wys. Dat ons so dikwels op ons eie kragte probeer staat maak. Dat ons so dikwels onsself oortuig dat ons wêreld in duie gaan stort, sonder dat ons konstant daarmee besig is. Maar vandag kom bely ons dat U in beheer is. Kom bely ons dat ons U rus nodig het. Hoor ons U wanneer U sê, kom na my toe, elkeen wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Ons smag nou hierdie rus.
Here, kom wees vir ons 'n herder en help dat ons nie skape sal wees wat vooruit hardloop en ons eie planne beraam nie, maar dat ons U sal volg. Wanneer U ons na waters van vrede lei, help ons om daar te wees, help ons om daar te groei en help ons om daar weer nuwe krag te kry, dat wanneer ons besig is, ons dit nie meer deur ons eie krag doen nie, maar deur U krag. Dankie dat ons weet U is hier by ons. Amen. Ek wil graag nou so een vir een ons katefete vir die jaar, ons gaan eers die lied speel. Ek het vergeet Robert is daar nie. Kom ons sing net eers saam as ek stil word. Nou wil ek asseblief eers vir Adel vra om vorentoe te kom asseblief. En dan soos wat sy op pad af is, maar Mariska, kan jy ook so lank hier voor kom staan asseblief. Ek gaan hulle nou roep. Kom jy eers daar nie? So lank net hier een kan staan, dit met Mariska eers vast. So, Mariska, se kinders kan asseblief almal wat by tannie Mariska in die klas is, kom asseblief vorentoe. Dan kan julle hier uit elke bak uit iets vir julle vat, maar julle mag nie gaan sit nie. Julle moet hier voor bly staan asseblief. Vir Luan, ja. Julle moet hier voor bly staan, julle kan hier so regs kom staan as julle klaar is. Ek kan tannie Mariska by julle kom staan. Dan kan jy by jou kinders gaan staan. Dan Melanie, jy asseblief vorentoe sal kom. Luan, dis by jou boetie, ek kan dit nou gaan haal. En
En dan die kinders wat by Melanie in die klas is, julle kan asseblief vorentoe kom. Jy kan maar vir jou twee vat, dan kan jy vir jou broer ook gee. Ja, ek kom. Okay. Goed, dan kan julle ook daar gaan staan. Dan so net, jy so bly opkyk. En dan die kinders wat hier is, wat by so net in die klas is. Goed, en dan Lizette en Ilse Marie, julle kan ook asseblief hier voor staan. Vir my gee. Dan Adel, nou kan jy, ons het ook vir elke kategorie ook net ietsie kleins om dankie te sê. So Adel sal dit vir julle oorhandig. En dan wil ons ook vir Lizette as ons ondervoorsitter ietsie gee. En sal nou julle vertel. Staan julle net hier so. Okay. Ons gee dan vir Lizette as die ondervoorsitter van verleer wat baie moeite doen, 'n geskenk en dan vir Ilse Marie wat nou amper dalk nie meer by ons is nie en tog vir ons baie regtig dankie sê vir al haar moeite ook hierdie jaar en jy het gesien hoe betrokke sy ook by die kamp was en in hierdie tyd het jy in ons almal se harte ingekry. So van verleer se kant wil ons vir jou ook baie dankie sê. En dan is dit my beurt. Okay. Goed, dankie. Baie dankie, maar al het jy sê, ons is ook nie klaar nie. So, Adel vir jou moeite, want ons ook baie dankie sê. Dan, voordat julle gaan sit, terwyl ons hier voor staan, julle gaan dit nou nie kan sien nie, maar daar is 'n bak wat so 'n bietjie lyk soos 'n krib hier voor. Moet nie die doek oor hom wegvat nie, want hy is 'n bietjie groen. Maar aangesien volgende week ons Kersdiens is en aangesien al die winkels klaar Kersbome en Kersversierings op het, dink ek ons mag ook so 'n bietjie voor Adventstyd ietsie sê oor Kersfees. En ek dink die wonder hier met hierdie kinders wat hier voor staan, is dat ons kan besef dat terwyl ons in hierdie storm van die lewe se besig wees rondloop en terwyl ons nie weet watter kant toe nie en as ons eerlik is daar niks wat ons kan doen om uit hierdie besig wees self te ontsnap nie. Word daar 'n kind in hierdie wêreld ingebore en deur hom kom wys hy vir ons die pad terug na hierdie tou van die lewe toe. Kom wys hy vir ons hoe om te lewe. Kom wys hy vir ons hoe om regtig kinders van God te wees. En soos wat ons dan hier voor staan, wil ek asseblief vra dat ons saam welkom oor stille nag van vrede sal sing. Dis nie net julle wat moet sing nie, die gemeente ook asseblief. Julle moet ons help. Maar die woorde sal daar wees vir die wat kan wees. Kom ons sing saam. Onder
dan nou gaan sit, maar soos wat julle gaan sit, wil ek net regtig dankie sê vir al julle kinders vir hierdie jaar, en al julle kategete en julle moeite, maar ook aan ons ouers wat Sondag na Sondag hier is, saam met ons gekamp het, saam met ons op pad stap. Dit is 'n absolute voorreg om ons gaan sit. Gemeente, staan dan nou saam en ontvang die seën van die Here. Soos wat die reën nou hier buite val en soos wat ons nader stap aan Kerstyd, mag jy elke dag herinner word dat Jesus Here is oor die Sabbat, dat hy ook Here is oor jou lewe, en mag sy genade, sy rus, sy vrede en sy liefde elke dag tasbaar wees vir jou en jou familie. Amen.